Goeiemôre almal, Dinsdagoggend. Vandag is dit die 12de Mei en dis die jaar 2026. 'n Lieflike dag deur Abba geskenk aan ieder en elkeen van ons. My naam is Sonja Gerber. Vanoggend wil ek so 'n bietjie gesels oor aan ons toewyding aan God. En is ons werklik toegewyd aan God? Weet ons dat Jesus is veronderstel om die belangrikste persoon in jou lewe te wees? Voor jy gaan slaap, moet dit nie jou foon wees waarop jy is nie. Dit moet 'n gesprek wees met 'n lewende God. As jy wakker word in die oggend, is dit jou man wat jy aan dink? Is dit jou vrou waaraan jy dink? Jou kinders? Jou selfoon? Kom ons gryp hom net gou-gou. Waaraan dink ons heel eers as ons oë oopmaak? Dankie Here, ek het wakker geword vanoggend. U asemteug kon terugvat het. En maar gelukkig het u nie, en ek het nog 'n kans gekry, nog 'n oomblik om met iemand te kan deel oor die evangelie. Kom ons lees hierso 1 Petrus 2 vers 1 tot 3. Lê dan alle boosheid en alle bedrog en geveinsheid en afguns en alle kwaadpratery af, en verlang sterk soos pasgebore kindertjies na die onvervalste melk van die woord, dat julle daardeur kan opgroei, as julle ten minste gesmaak het dat die Here goedertierend is. Het jy al gesmaak dat die Here goed is vir jou? Kolossense 3, ek wil die hele ene lees daar, vermaning tot heiligmaking en broederlike liefde. As julle dan saam met Christus opgewek is, soek die dinge daarbo waar Christus is en aan die regterhand van God sit. Bedink die dinge wat daarbo is, nie wat op die aarde is nie, want julle het gesterwe en julle lewe is saam met Christus verborge in God. Wanneer Christus wat ons lewe is geopenbaar word, dan sal julle ook saam met hom in heerlikheid geopenbaar word. Maak dood die lede wat op die aarde is, naamlik hoerery, onreinheid, hartstog, slegte begeertes, gierigheid wat afgodediens is, waardeur die toorn van God oor die kinders van die ongehoorsaamheid kom, waaraan julle ook vroeër gewandel het toe julle daarin geleef het. Maar nou moet julle dit alles aflê ook, naamlik toorn, woede, boosheid, laster, skandelike taal uit julle mond. Lieg nie vir mekaar nie, omdat julle die ou mens met sy werke afgelê het, en julle met die nuwe mens beklee het, wat vernuwe word tot kennis na die beeld van sy skepper, waar daar nie Griek en Jood, besnede of onbesnede, barbaarsies, slaaf, vryman is nie, maar Christus is alles in almal. Beklee julle dan as uitverkorenes van God, geheilig en geliefdes met innerlike ontferming, goedertierendheid, nederigheid, sagmoedigheid en lankmoedigheid. Verdra mekaar en vergewe mekaar as die een 'n klag het teen die ander. Soos Christus julle vergeef het, so moet julle ook doen. En beklee julle bo dit alles met die liefde wat die band van die volmaaktheid is. En laat die vrede van God, waartoe julle ook in een liggaam geroep is, in julle harte heers en wees dankbaar. Laat die woord van Christus ryklik in julle woon in alle wysheid. Leer en vermaan mekaar met psalms en lofsange en geestelike liedere en sing in julle harte met dankbaarheid tot eer van die Here. En wat julle ook al doen in woord of in daad, doen alles in die naam van die Here Jesus en dank God deur hom. Halleluja. Dan gaan ons daar na Romeine 12 toe. Romeine 12 vers 1 tot 8. Toewyding aan God, ootmoed en grootheid in die gebruik van sy gawes. Ek vermaan julle dan, broeders, by die ontferming van God, dat julle liggame stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer. Dit is julle redelike godsdiens. En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, soos julle kan beproef wat die goeie en die welgevalle en die volmaakte wil van God is. Want deur die genade wat aan my gegee is, sê ek vir elkeen wat onder julle is, dat hy nie van homself meer moet dink as wat 'n mens behoort te doen nie, maar dat hy daaraan moet dink om besadig te wees na die maat van geloof, soos God dit aan elkeen toebedeel het. Halleluja. Want soos in een liggaam baie lede het en die lede nie almal dieselfde werking het nie, so is ons almal saam een liggaam in Christus en elkeen afsonderlik lede van mekaar. Ons besit genadegawes wat verskil volgens die genade wat aan ons gegee is. Is dit profesie, na die maat van geloof, of bediening in die werk van bediening, of wie leer in lering, of wie vermaan in vermaning, wie uitdeel in opregtheid, wie 'n voorganger is met ywer, wie barmhartigheid bewys met blymoedigheid. Kom ons bid saam.
Almagtige God en Hemelse Vader, Here, baie dankie dat ons toegewyd kan lewe aan U. Here, en dat ons die dinge kan aflê wat U nie wel behaag nie. Here, maar in die dinge sal opneem wat wel vir U aanneemlik is. Here, vergewe ons as ons nie in U wil wandel nie, Here, kom leer ons en kom lei ons. Dis my gebed in Jesus naam. Amen en amen.